Goeiemôre Replika. Dis lekker om saam met julle te kuier. Kom ons sê dankie vir die musikante. Hierdie medewerkers was al vanoggend vroeg aan die werk. Toe julle nog lekker geslaap het en warm in die bed gelê het, was hulle hierso besig om te oefen en sodat ons lekker saam die Here kan aanbid. Nou ek was vir 25 jaar by Mosaïek gemeente, 15 jaar voltyds. En wat vir my interessant was, is hoe afhanklik 'n mens is van vrywillige medewerkers. Paulus noem ons medewerkers in 1 Korintiërs 9 in die koninkryk van God. En ek dink dis verskriklik belangrik om te besef dat nie net is die leraars belangrik vir 'n gemeente nie, maar elke persoon in die liggaam van Jesus Christus is belangrik. Nou, ek het al so baie van Replika gemeente gehoor. In al die kerkgroepe en oral waar ek saam met mense gewerk het, was dit altyd lekker vir my om te hoor van hierdie gemeente in Standerton wat so uniek is en wat so uniek funksioneer. En ek het groot geword, julle sal dit nie glo nie, in 'n dorpie Vryheid hier in Noord-Natal. En ek het by die Universiteit van Johannesburg gaan studeer in 1993, daai tyd die Randse Afrikaanse Universiteit. En ek het elke jaar seker 4 of 5 keer, maak dit dan 10 keer, want as 5 keer heen en weer, het ek deur Standerton gery. En ek het dit gedoen vir seker 18 jaar lank. So, ek ken hierdie dorp baie goed. Ek weet waar's die ingange en die uitgange van Standerton, maar nooit het ek gedink dat ek eendag in hierdie dorp sal staan en preek nie. So dis 'n groot voorreg vir my om vanoggend hierso saam met julle te kan wees. Soos Etienne genoem het, 'n groot gedeelte van my werk is as ek konsulteer gemeentes. En net so 'n bietjie van my storie voordat ek iets daaroor sê is, ek het afgestudeer aan die Universiteit van Johannesburg en ek het toe gaan werk by, daai tyd was dit Randburg AGS en ons is so 400 lidmate en toe ek die eerste keer weg is in 2005, toe het ons in 10 jaar gegroei na so 10,000 lidmate toe. So ons het verskriklik vinnig gegroei by Mosaïek. Ek het in 2005 'n besigheid begin. Die besigheid se naam is die Themba Tandeka Leadership Institute. En ons het al in so 140 organisasies gewerk in 23 lande reg oor die wêreld. So vanuit Mosaïek het ek 'n leierskap konsultasie besigheid begin en Standard Bank is ons grootste kliënt, so saam met hulle het ons na meeste van hierdie lande toe gegaan. Maar ek het ook al geleenthede gehad om te gaan werk in Europa en ook in Amerika en om ook by konferensies te gaan praat oor leierskap. Nou leierskap is verskriklik belangrik. Paulus sê in Romeine 12 vers 8 dat as jy 'n leier is, moet jy 'n leier wees met ywer. Dit is die enigste geestelike gawe van al die geestelike gawes waarvan Paulus praat, waar hy sê hierdie gawe moet jy toepas met ywer, net leierskap. Die Engels sê if you lead, you must lead with great diligence. Diligence, daai Griekse woordjie wat daar gebruik word, sê eintlik maar sonder ophou. Jy moet konstant lei. So, hoe identifiseer jy 'n goeie leier? Dis 'n leier wat jou moeg maak. Hy hou nooit op nie. Nee, iemand soos Etienne. Wat is die volgende ding? Kom ons go ouens, dis weer, let's go. Okay, hoe maak ons hierdie beter? Hoe doen ons hierdie anders? Hoe bereik ons meer mense? Leiers hou net nooit op nie. Ek het in die laaste 4 jaar 17 gemeentes gekonsulteer. En die goeie nuus is, hulle almal floreer. Hulle almal doen weer goed. Hulle almal groei weer. In baie van hierdie gemeentes waar ek instap, wat sukkel, is daar 'n totale gebrek aan leierskap. As jy lei met ywer. Ek dink 'n ander belangrike ding vir 'n gemeente soos julle is ietsie wat ons lees in 1 Kronieke 12 vers 32. Koning Dawid het adviseurs gehad. Hy het hulle genoem die seuns van Isaskar.
En hulle gawe was, hulle kon die tekens van die tye lees. Kerke moet verander soos die tye verander. Hier's 'n dorp in Mpumalanga, hulle het 5 NG kerke. En 'n besigheidsman in die omgewing bel my en sê Herman, kom help. Ek vra hoekom? Hy sê ons is 5 NG kerke en 4 van ons is bankrot. Al daai kerke het dominees wat gaan aftree. Nie een van daai gemeentes het 'n opvolger nie. Meeste van daai dominees het net vasgehou vir 'n pensioen. En sy salaris is so groot, hy trek al die geld uit die gemeente uit. Meeste van hierdie dominees gaan binnekort aftree. Hulle het almal strandhuise. Jy kan dit maar noem, Mosselbaai, Struisbaai, Dannabaai, Gansbaai. Jy dink aan 'n baai, daar's dominees wat daar aftree. Skatryk, maar hulle los hulle gemeentes in absolute chaos. Hulle dink net aan hulle self, 'n totale gebrek aan leierskap. Hulle het nie die tekens van die tye gelees nie. Hulle het die paar ouens wat nog 10de betaal het net gepaai en happy gehou dat ek net by my pensioen kan uitkom. As jy wil aftree en 'n kerk gaan begin, gaan Mosselbaai toe, vol NG dominees. Maar hulle los hulle gemeentes agter in totale chaos. So vanoggend wil ek dan met julle praat oor hierdie ding. Ons moet intentioneel kerk wees, maar ook intentioneel lokale gemeente wees. Onthou daar's vanoggend 3 biljoen mense wat saam met ons bymekaar kom reg oor die wêreld op 'n Sondagoggend. Katedrale, teaters soos hierdie, kerkgeboue, skoolsale, party ouens onder bome. En hulle kom bymekaar op 'n Sondag, want dis op hierdie dag wat Jesus opgestaan het uit die dood. En omdat Jesus opgestaan het uit die dood, het hy die vraag vir altyd beantwoord dat ja, hierdie wêreld kan 'n beter plek word. Want hy het opgestaan uit die dood. So my en jou verantwoordelikheid is, as ons werklik die wêreld verander, saam met die krag wat Jesus uit die dood uit opgewek het, die Heilige Gees, en ons is nou net klaar met Pinkster, waar die uitstorting is van die Heilige Gees, né, en die geboorte van die kerk. Ons vier eintlik nou die kerk se verjaarsdag. Ons verantwoordelikheid is om te gaan kyk, maar hoe moet ons dan intentioneel kerk wees, maar ook intentioneel lokale gemeente wees hier in Standerton? Wat beteken dit vir my en jou? Nou baie teoloë sal vir jou sê daar's 'n 5de evangelie in die Bybel. En dis die evangelie van Handelinge. Dis die 5de evangelie. Dis die vroeë kerk, hoe hulle funksioneer en hoe hulle werk. Lukas wat die evangelie van Lukas geskryf het, skryf ook Handelinge. Sodat ons kan sien hoe hierdie evangelie van Jesus Christus verder in die wêreld ingegaan het. En ek wil graag hê ons moet kyk na Lukas 2 vers 42 tot 47 om mee te begin en daarna gaan ons kyk na Handelinge 4. Kyk wat sê Lukas hierso. Hy sê en hulle het volhard in die leer van die apostels en in die gemeenskap en in die breking van die brood en in gebede. En vrees het op elkeen gekom. En baie wonders en tekens het deur die apostels plaasgevind. Is dit nie mooi nie, né? En almal wat gelowig geword het, was bymekaar en hulle het alles gemeenskaplik besit. En hulle eiendomme en besittings het hulle verkoop en die opbrengs onder mekaar en onder almal verdeel volgens wat elkeen nodig gehad het. As jy 'n kapitalis is, dan sluk jy swaar in daai sin, né? Jy sluk swaar in daai sin. Hier's die eerste kerk, dis hoe hulle gelewe het. En dag vir dag het hulle eendragtig volhard in die tempel en van huis tot huis brood gebreek en hulle voedsel met blydskap
en die eenvoudigheid van hart geniet, terwyl hulle God geprys het en in guns was by die hele volk. En hierdie sinnetjie, en die Here het daagliks by die gemeente gevoeg die wat gered is. Is dit nie ongelooflik nie? Onthou net voor hierdie preek Petrus daardie wonderlike preek van hom, né? 3000 mense kom tot bekering. Hoe daardie eerste 3000 ouens geleef, dis hoe hulle geleef het. Hulle het gesê ons is een. Nou ek was al by baie kerkkonferensies reg oor die wêreld, genoeg om jou naar te maak. En elke keer by 'n kerkkonferensie is daar een ou wat ons almal opsweep met hierdie Handelinge 2 teksgedeelte. Kyk, dominees en pastore en predikers het baie nagmerries, né, oor hulle kerke. Maar daar's een goeie droom om te droom en dis hierdie Handelinge 2 droom. Ek was al so baie deel van leraars. Ons vat ons hande en ons druk mekaar en ons hou mekaar vas en ons sê hierdie is waarvoor ons lewens gee. Handelinge 2 vers 42 tot 47. Ons droom om dit te sien in ons kerke. Laat hierdie goed gebeur en dat die Here daaglik mense toevoeg tot ons gemeente wat gered word. Kom ons 'n bietjie verder na Handelinge 4 toe. Vers 13 tot 17. Nou het hierdie ouens al 'n paar wonderwerke ook gedoen. In vers 13 het Petrus en Johannes sopas 'n siek ou voor die tempel genees en hom aan die hand opgetel en hy het geloop. Nou is hulle voor die raad en vers 13 die raadslede was verbaas toe hulle Petrus en Johannes se waagmoed sien. Hierdie ouens was nie bang nie. Hulle was nie bang nie. Want hulle het besef, dis gewone mense sonder enige besondere opleiding. Hierdie ouens het nie een of ander groot Joodse rabbi gevolg en in sy skool opgelei nie. Maar, hoor hierdie sinnetjie, hulle het hulle ook erken as mense wat saam met Jesus was. Is jy genoegsaam met Jesus, dat as mense jou ontmoet, dat hulle erken, hierdie ou spandeer baie tyd saam met Jesus. Maar omdat die man, wat gesond gemaak is, daar reg by hulle gestaan het die raadslede niks gehad om te sê nie. Vers 15. Daarom het hulle Petrus en Johannes uit die raadsaal gestuur en die saak met mekaar bespreek. Wat gaan ons met hierdie mans aanvang? Het hulle gevra. Dit is vir almal wat in Jerusalem woon duidelik, dat 'n onmiskenbare teken deur hulle plaasgevind het. Daardie woordjie onmiskenbaar is in die Grieks gnostos, en wat dit beteken is 'n buitengewone wonderwerk van die hoogste gehalte. 'n buitengewone wonderwerk van die hoogste gehalte. Dis wat Petrus en Johannes hier gedoen het. 'n Onmiskenbare teken deur hulle plaasgevind het en ook ons kan dit nie ontken nie. Al glo ons nie in hierdie ouens nie, ons sien wat hulle gedoen het met hierdie man wat voor die tempel gesit en bedel het. Maar om te keer dat dit nog verder onder die volk versprei, kom ons dreig hulle om nie weer met iemand in die naam van Jesus te praat nie. Is dit nie wonderlik wat gebeur na Pinkster en in hierdie eerste kerk nie? Daar's hierdie wonders, daar's hierdie tekens, daar's hierdie groei wat plaasvind. Daar's hierdie teenstand, maar hulle was nie bang nie. Hulle gaan aan, hulle geloof is in Jesus. Hulle het gesien hy het uit die dood uit opgestaan en dit het vir hulle alles verander. En daarom hou hulle nie op nie. Nou die leier van hierdie vroeë beweging van die kerk was Petrus. Petrus was 'n interessante karakter, né? Ons het vir Paas Petrus, né? Wat doen Paas Petrus? Hy verloon vir Jesus. Hy sê ek ken hierdie ou nie. En dan het ons vir Pinkster Petrus en Pinkster Petrus
preek met die krag van die Heilige Gees en duisende mense kom tot bekering. Ek weet nie van julle nie, maar ek assosieer baie met Paas Petrus. Ek voel baie keer soos 'n lafaard, né? Ek weet nie, kan julle assosieer met Paas Petrus? Baie keer in ons lewens, né? Ek wil graag word soos Pinkster Petrus, wat met vrymoedigheid bedien en praat en uitreik na mense toe. Maar ons het ook 'n ander Petrus. Ons sien aan die einde van sy lewe die patristieke. Die patristieke beteken die kerkvader Petrus. Hy word gesien as die eerste paus volgens die Katolieke van die kerk, né? Dis interessant. Petrus word gesien as die eerste kerkvader. En is interessant hoe Petrus se lewe eindig. Weet julle hoe eindig sy lewe? Hulle kruisig hom. Maar by Petrus se kruisiging vra hy, kruisig my onderste bo. Ek is nie werd om soos my Here gekruisig te word nie. Ek het vir julle 'n kunswerk daarvan uit die barok era. En hierdie kunswerk is van Caravaggio. Julle kan hom opsit vir my daarso. Dis in die Vatikaan in 1601 geskilder deur Caravaggio. Besig om Petrus onderste bo te kruisig. Petrus wat gaan van Paas na Pinkster, na hierdie kerkvader, die patristieke Petrus. Ek het nog 'n kunswerk van Sebastian Bourdon, ook uit die barok era, en dit is in die Notre Dame in Parys. Is interessant, baie mense sê, onderste bo kruis is 'n teken van die bose. Nee, dit is nie. Dit herinner ons aan Petrus. Dis die kruis van Petrus. Kan jy dink die nederigheid van 'n man wat sterf, onderste bo gekruisig, sy lewe uitgegiet vir die koninkryk van God, uitgegiet vir wie Christus is en vir sy koninkryk. In 2019 is daar 'n nuwe skildery wat wêreldberoemd geraak het oor Petrus se kruisiging, en julle kan hom vir my opsit daarso. En dis 'n skildery van Claude Jamay. Sy is 'n dame wat gebore is in Zimbabwe in 1953, maar sy het in Suid-Afrika groot geword. Haar ouers was Franse immigrante in Zimbabwe en sy word hierdie wêreldberoemde kunstenaar en sy leef nou en bly nou in Genoa in Italië. En in 2019 verf sy hierdie skildery, The Crucifixion of Saint Peter. En ek toets nou jou kunsinnigheid hierso, né, want ek wil hê jy moet sien hoe vertolk sy die kruisiging van Petrus hierso. Ek weet nie of jy dit kan sien nie. Ons almal weet Petrus was 'n visserman, né? Ons almal weet Petrus was 'n visserman. En bo is hoe Jesus vir Petrus ontmoet het. 'n Gesonde visie, vol lewe, jong man. En die onderste visie sien ons is onderste bo, soos Petrus gekruisig is. En ons sien daar's net grate oor. Petrus het sy alles gegee vir die Here. Petrus het sy alles gegee vir die koninkryk van God. Hy's uitgegiet, hy's leeg. Hy's leeg. Daar is niks meer om te gee nie. Hier's die boodskap vir oggend. Daardie prentjie, daardie visie daaronder, dis hoe dit lyk as jy wen in die koninkryk van God. Dis hoe dit lyk as jy wen. Nie 'n vet ronde visie nie, nee. Dis hoe dit lyk. Jy wen nie as jy met 'n huis aftree in Eiserfontein op die Weskus en jy tel skulpies op vir jou kleinkinders elke dag nie. Dis nie hoe jy wen nie. Jy wen as jy jou hele lewe vir Christus gee, uitgegiet, dood, jy het niks meer nie, dan wen jy in die koninkryk van God. Kyk wat sê Jesus vir Petrus in Johannes 21 vers 18. Dit verseker ek jou, Petrus. Toe jy jonger was, het jy self jou klere vasgemaak en gegaan waar jy wil. Maar wanneer jy oud is, sal jy jou hande uitsteek en iemand anders sal jou vasmaak en jou bring waar jy nie wil wees nie. As jy Jesus volg, is dit wat met jou gebeur.
Jy gaan na plekke toe waar jy nie wil gaan nie. Goed gebeur met jou wat jy nie wil hê moet met jou gebeur nie, maar jy gee jou alles vir Jesus. Een van my gunsteling hoofstukke in die Bybel is Matteus 16. Weet julle hoekom? Want Petrus speel weer 'n sentrale rol in Matteus 16. Dit begin in Matteus 16 waar Jesus vir sy disippels vra, "Wie sê julle is ek?" En Petrus sê, "Jy is die Messias, die seun van God, die een wat moet kom, die verlosser." En wat sê Jesus vir Petrus? "Jy's reg, jy's die rots. En op daai belydenis gaan ek my kerk bou, Petrus. Well done." Maar dan later sê Jesus, "Okay, kom ons gaan na Jerusalem toe want ek moet gekruisig word." Dan sê Petrus, "Oor my dooie liggaam. Niemand gaan aan jou vat nie. Ek sal fight, ons sal keer dat niemand jou kruisig nie." En wat sê Jesus vir Petrus? "Staan agter my, Satan." Assosieer jy met Petrus? Ek het al gevoel hoe sê die Heilige Gees my, "Herman, hierdie was nice. Well done. Hou so aan." Al ander kere het ek al gehoor hoe sê die Heilige Gees my, "Herman, nee. Nou staan jy in die pad van die werk van die Here." Het jy al so gevoel? Ek bedoel, ons almal kan so assosieer met hierdie Petrus. Ek bedoel, hier is die leier van die eerste kerk en hy maak al die foute wat ons maak. Stel die Here te leer, doen goeie goed, doen slegte goed, word genoem die rots, word genoem Satan. Kan jy dit glo? Kyk na Matteus 16. Ek lees vir ons uit die Message, die Engelse parafrase wat vir my so mooi verduidelik hoe Jesus met sy disippels werk nadat Jesus nou vir hom sê, "Petrus, jy's die Satan." Vers 23. "But Jesus didn't swerve. Peter, get out of my way, Satan. Get lost. You have no idea how God works." Then Jesus went to work on his disciples. "Anyone who intends to come with me has to let me lead. You are not in the driver's seat, I am. Don't run from suffering. Embrace it. Follow me, and I'll show you how. Self-help is no help at all. Self-sacrifice is my way." Die visie met die grate. Dis hoe jou lewe lyk as jy my volg. To finding yourself, your true self. What kind of deal is it to get everything you want, but lose yourself? What could you ever trade your soul for? Don't be in such a hurry to go into business for yourself. As jy in God se koninkryk leef, dan gaan dit nie oor jou nie, dit gaan oor jou wat 'n dienskneg word vir ander. Before you know it, the Son of Man will arrive with all the splendor of his Father, accompanied by an army of angels. You'll get everything you have coming to you. A personal gift. This isn't pie in the sky by and by. Some of you standing here are going to see it take place. See the Son of Man in kingdom glory. Waarvoor gee jy jou lewe? As jy dit vir Jesus gee, dan gaan hy besluit wat gebeur met jou lewe. En soos Paulus sê, Jesus gaan meer met ons lewens doen as wat ons kan bid of dink of droom. Efesiërs 3 vers 20. Meer. En dit gaan vir jou voel asof jy net die heeltyd gee en dien en uitgiet. Maar dit is die weg van Jesus. Ek bedoel, as jy vinnig na Filippense 2 toe wil gaan, Paulus sê, hoe het Jesus gelewe? Hy kom uit die troonkamer van God, hy maak homself leeg, die Griekse woordjie kenosis, hy gee homself, hy gooi hom uit, kenosis is om soos 'n emmer water uit te gooi, dis wat die Grieks beteken. Jesus maak homself leeg, hoekom? Sodat hy 'n mens kan word, sodat ek en jy weet wie God is, sodat ons nooit weer hoef te twyfel nie. God is Jesus,
Hy is die onsigbare beeld van God, Jesus Christus. Maar dan sê Paulus 'n interessante ding, Jesus maak homself weer leeg en hy word 'n slaaf aan die kruis. Maar dan sê Paulus, as gevolg van die feit dat Jesus homself 2 keer leeg gemaak het, vat hy Jesus, sit hom op die hoogste sitplek van autoriteit. En van daar af regeer Jesus nie net meer in die hemel nie, hy regeer in die hemel, die aarde en onder die aarde, selfs in die hel regeer Jesus. Hy is die autoriteit, want hy het homself 2 keer leeg gemaak vir my en jou. So baie keer werk ek saam met leiers, dan vra hulle, Herman, hoeveel moet ek nog gee vir my mense? En dan sê ek nog 'n keer. Net nog 'n keer gee. Maak jouself leeg, dien jou mense. Is so belangrik. Hoekom het die Heilige Gees so kragtig gewerk met hierdie vroeë kerk? Want dit was hulle siening. Hulle siening was ons wen as ons soos daardie onderste bo visie lyk, net grate. Dis hoe ons wen. Paulus bevestig dit in 2 Korintiërs 4 vers 16 tot 18. As ek eendag doodgaan en niemand weet wat om te preek by my begrafnis nie, hier's my teks. OK. As jy naby is en jy hoor ek's dood, sê vir hulle, Herman wil hê ons moet 2 Korintiërs 4 vers 16 tot 18 preek. Daarom gee ons nie moed op nie, maar al vergaan ons uiterlike mens ook, nogtans word die innerlike mens dag na dag vernuwe. Ja, ons is so obsessief met die uiterlike. Het jy al agtergekom? Die uiterlike raak so belangrik vir ons. Toe ek 'n kind was, my ouma het in die Vrystaat gebly. Toe hardloop ek, né, van die sitkamer af na die kombuis toe en sy kom uit die kombuis uit na die spenskas toe. En ek hardloop volle stoom in my ouma vas. Gelukkig het my ouma gelyk soos wat 'n ouma moet lyk. Lekker vet. En sy absorbeer my so in haar lyf in, sonder enige skade aan haar organe, en sy vat my net so terug en sy sit my neer. Hardloop vandag aan 'n ouma vas. Dis 'n gesondheidsrisiko. Daar waar ek vandaan kom, ek sien die oumas in die gym, hulle maak my bang. Hulle stoot weights en ek bedoel, hulle botox. As hulle glimlag, lyk hulle kwaad. Ons is so obsessief met die uiterlike, né? Ons kyk in die uiterlike vas. Almal sê vir my, "Ag, die wêreld's besig om te vergaan. Kyk wat gebeur daar buite." Die wêreld is besig om te vergaan. Daar's 'n woord daarvoor, hulle praat van declinism, né? Alles decline. As jy 'n Christen is, gee jy nie moed op nie. Want al vergaan ons uiterlik, hier binne is Christus besig met sy gees om my en jou dag tot dag nuut te maak. Want ons ligte verdrukking, wat vir 'n oomblik is, bewerk vir ons 'n alles oortreffende ewige gewig van heerlikheid. Omdat ons nie let op die sigbare nie, maar op die onsigbare. Want die sigbare dinge is tydelik, maar die onsigbare is vir ewig. Weet julle hoekom het hierdie eerste kerk so floreer? 2 redes. Hulle het gefokus op die onsigbare en op die ewige. As ek mense ontmoet wat ongelukkig is, hulle fokus op die uiterlike en op die tydelike. Waar is jou fokus? Baie mense sê vir my, "Ag, ek het so begeerte dat die Heilige Gees deur my werk en my gawes en nee, it's never gonna happen. Dit gaan nie vir jou gebeur nie, want jy fokus op die uiterlike en op die tydelike.
As jy wil hê God moet kragtig en magtig deur jou lewe werk, dan fokus jy op die onsigbare, die innerlike en die ewige. Dis waar jy fokus. So as jy vanoggend hier sit en jy het 'n diep begeerte dat die Here jou moet gebruik, is daar 'n verandering wat moet kom in jou perspektief. Jy kort 'n nuwe toewyding. Nou baie mense sê vir my, Herman, hoe wy ek myself toe aan die Here? Hier's 4 basics. Regtig, en hierdie is die radikale minimum standaard. Julle kan dit vir my daar opsit. 'n Nuwe toewyding. Begin elke dag saam met die Here. Die eerste gedagte van jou dag aan die Here. Ek het 'n gewoonte, ek het 'n mentor gehad, 'n metodiste prediker, en ek het 'n klomp geestelike begeleidingssessies met hom gedoen vir 9 maande lank, elke oggend 5:00 het ek 'n pad gestap saam met hom, en hy het my 'n gewoonte geleer. As ek my voete op die grond sit, dan sê ek, hierdie is die dag wat die Here gemaak het, en ek sal jubel in hierdie dag. Soos ek wakker word, as my voete die grond slaan, this is the day that the Lord has made. I will rejoice and be glad in it. Elke dag. Die eerste dag van die week. Ons sien dat die eerste kerk het Sondag gekies, want dis die dag wat Jesus uit die dood uit opgestaan het. Dis die dag wat hy die dood oorwin het, en wat alles vir altyd verander het. En die eerste kerk het seker gemaak, hulle kom elke Sondag by mekaar, en hulle eet saam, en hulle kuier saam. Die eerste 10de van jou inkomste, Spreuke 3 vers 9, praat van al jou offerhandes, alles wat jy oes. Van die grootste maatskappye vir wie ek werk, is landboumaatskappye. Ek het Afgri silo's hierso gesien, net buite Standerton. Ek is nou maandag môre in Pretoria by hulle kantore om met hulle te praat oor leierskap. TWK Agri, hierso in Piet Retief, 'n groot kliënt van my. Groot aartappelboerdery in Limpopo, al 3 boerdery. Ek bedoel, daai ouens plant aartappels, jy kan nie glo nie, dis ongelooflik. Jy weet, die eienaar vlieg met sy helikopter van een plaas na die ander plaas om te kyk dat die aartappels mooi groei. Jy weet, dit is net ongelooflik wat so groot boerderye daar in ons land is. Alles wat jy oes, bring dit na die Here toe. En dan die eerste stop vir elke besluit. Neem jy die Here nog ag in jou besluite? Vra jy sy opinie? Spreuke 3 vers 5 tot 6 sê, jy weet, as jy hom ken in al jou weë, raai wat gebeur dan? Maak jou paie gelyk. Hier is die radikale minimum standaard vir toewyding. Die grootste standaard is opoffering. Ons het 'n Here wat aan die kruis gehang het. Ons het 'n Here wat voete gewas het. Dis wie Jesus was. Maar selfs in die Ou Testament is daar wonderlike stories van opoffering, né? Een van my gunsteling stories is 1 Samuel 14. Ek weet nie wie van julle lees nog die Ou Testament nie, maar onthou, dis die Bybel wat Jesus gelees het. So dis belangrik om die Ou Testament te lees, die wet en die profete. 1 Samuel 14, kom ek gee gou vir julle die konteks, né? Israel is alweer in die moeilikheid, né? Die Filistyne is daar, hulle is in ballingskap, hulle kruip weg in grotte, en Saul is die koning. En waar is Saul? Saul sit onder 'n granaatboom met 600 man om hom. Hy's in 'n lekker comfort zone. En hy wag vir die inevitable. Hulle gaan my éventueel kry, maar terwyl ek lewe, 600 man om my, ek sit onder die granaatboom. Die Filistyne het al die eystersmits doodgemaak in Israel, so daar's net 2 swaarde. Saul het 'n swaard en sy seun Jonathan het 'n swaard. Wat doen Jonathan in hierdie tyd? Hy sê vir sy wapendraer, hierdie is nie die wil van die Here nie. 'n Gemaksone, so onder 'n granaatboom, om net te wag vir die inevitable. Ek gaan nie so leef nie. Hy sê vir sy wapendraer, kom ons gaan na die Filistyne toe. Dan sê ons vir hulle, hey, hoe's dit? En as die Filistyne vir ons sê, kom op na ons toe, laat ons julle doodmaak, dan weet ons, die Here gee hulle in ons hande. Maar as die Filistyne vir ons sê, hoorie, ons kom na julle toe, dan weet ons, dis die einde.
Is interessant, weet julle wat se woordjie gebruik Jonatan? Miskien sal die Here ons help. Miskien. Kan jy glo? Waar's jou geloof, Jonatan? Nee, miskien sal die Here ons help. En ons sien dat Jonatan en sy wapendraer gaan, wys hulle self. Die Filistyne sê, kom op na ons toe, julle honde, dat ons julle 'n les kan leer. En daar gaan twee ouens met een swaard op, en hulle verslaan die Filistyne. Waar Saul onder 'n granaatboom, lekker granate om te eet, 600 man om my, vet gemaksone, huisie by die see, yserfontein, dis waar Saul is, né? Lekker dominee, wag net vir my pension. Dis waar Saul is. Waar's Jonatan? Hierdie is nie die wil van die Here nie. Ons het werk om te doen. Let's go. Weet jy wat stop toewyding? As ons aandag afgetrek word en die uiterlike word belangrik. En die tydelike word belangrik, dan is ons nie meer so toegewyd nie. En ons gemaksones, so Saul. Ons kan nooit in gemaksones verval nie. Dit is gevaarlik. Ons het die seuns van die Saskar nodig wat die hele tyd vir ons sê die tye verander, die kerk moet verander. Hoe bereik ons mense op nuwer ander maniere? Die boodskap verander nooit nie, maar hoe ons die boodskap verkondig moet die hele tyd verander. Ons het 'n tekort aan gemeentes soos hierdie wat dapper is, wat fokus op die ewige, wat fokus op die innerlike onsigbare. Dis wat ons nodig het. Kyk, die wêreld honger, né, na dapperheid. Kyk, in elke maatskappy waar ek werk, as ek daar instap, al wat ek hoor is compliance. 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 Almal moet net reëls volg. Moenie dink nie, ons dink vir jou. Moenie iets probeer nie, want dan gaan ons jou in die pad steek. Ons dink vir jou. Maar laas jaar November toe publiseer die wêreld se grootste besigheidstydskrif, die Harvard Business Review, die volgende tydskrif. En jy kan kyk na hierdie foto. A playbook for courageous leadership. Die wêreld smag na leiers wat dapper is. Soos 'n Jonatan, soos 'n Petrus, soos 'n Paulus. Wat hulle lewens uitgiet. En eendag as jy klaarmaak, lyk jy soos daardie visie. Alles is afgevreet. Is net grate. Maar jy het jou lewe belê in die onsigbare ewigheid saam met Jesus Christus. Moenie jou siel verloor omdat die tydelike, sigbare vir jou te belangrik geword het nie. Weet julle hoekom sukkel gemeentes? Want dis waar hulle is. Dis die tydelike, sigbare goed. Weet jy hoekom groei jy nie geestelik nie? Weet jy hoekom gebruik die Here jou nie? Tydelike, sigbare goed. As ons gemeentes help om te groei en in 'n volgende fase van groei te beweeg, dan is dit die goed wat ons moet konfronteer. Sodat ons intentioneel die werk kan doen wat ons hier moet doen in Standerton. So as jou lewe betekenisloos voel en jy wag vir die dood, daar's meer. Daar's meer om voor te lewe, né? Daar's meer. Ons moet ons lewens gee en aanhou gee. En weet julle wat's hartseer? Partykeer sien ons nie eers die vrug van ons werk nie. Maar ons werk is om seker te maak ons bou 'n gemeente hier waarmee die volgende generasie kan floreer. En kom ons vat hande met leierskap, met Etienne en kom ons maak dit 'n realiteit. Maar dit gaan vat dat ons meer gee as wat ons ooit gedink het
ons moet gee. Kom ons bid saam. Here, baie dankie vir u liefde. Dankie vir die genade. Here, dankie vir die goedheid. Dankie dat ons in vryheid hier by mekaar kan kom en u aanbid. Here, ons waardeer alles wat u vir ons gedoen het. Ek wil dankie sê vir hierdie gemeente, Etienne in die leierskap, al hierdie mense wat al soveel opofferings gemaak het dat ons in hierdie gebou kan kerk hou vanoggend. Dankie vir die roeping wat u op hierdie gemeente geplaas het. Ons vra Here dat u ons groot wysheid en insig sal gee vir dit wat voor lê. Ek vra Here dat u teenwoordigheid tasbaar sal wees vir ons in hierdie pad wat ons saam met u stap vorentoe. Ek wil bid vir elke persoon wat hier sit. U ken ons elkeen se behoefte. Heilige Gees, wil u stil staan nou en ons bedien. Here, u verstaan beter as ons. U weet meer as ons. Daarom dra ek elke persoon nou op aan u. Here, ons groot gebed is dat u ons sal help om te fokus op die ewige, die onsigbare. Help ons om die goed te sien wat werklik belangrik is. Ek dink aan Paulus se woorde in Filippense 1 vers 9, help ons om te onderskei wat is die goed waarop ons moet fokus, die goed wat werklik 'n verskil maak vir u koninkryk. Vra dat u ons daarin sal lei, Here. In Jesus naam. Amen.